Goeiemôre, geliefdes. Dankie vir die geleentheid. Ek weet daar's baie mense wat teen dit is dat vrouens moet preek. Maar ek glo die Here gebruik vrouens ook. En ek dink hy het in die tyd van Jesus, en na Jesus wat hy opgevaar het, toe hy opgestaan het, was daar, toe die kerk begin het, was daar vrouens wat wel gepreek het, ja. En ek voel net, ons moet nie in beheer staan van 'n kerk nie. Ek voel, dit is nie wat die Here van ons verwag nie. So ons het toestemming gekry dat ek kan preek vanmôre. by die broeders, dankie broeders. Dis net 'n paar gedagtes wat ek gaan deel met julle vanoggend, en my opskrif is, waar bevind jy jouself? Nou dit gaan oor ons stryd met sonde en die vleeslike en die wêreldse versoekinge. Want ons almal, al is ons gered, het tog nog worstelinge met hierdie lewe. Ja, hierdie is op toepassing van myself. Ons gaan almal baie emosionele en fisiese, geestelike strewelinge deur. En ek glo die Here wil net vanoggend weer ons kom herinner tot waar hy ons gebring het. En wat is ons identiteit in Christus? What is our identity in Christ? En dan ook saam 'n bietjie oplossings te kry. Klein, eenvoudige oplossings uit God se woord uit. So ons skrif vanmôre, waarmee ons beginne, is Romeine 8 vers 1 tot 15. Dit voel vreemd om te preek, maar dis lekker. Romeine 8 vers 1 tot 15. Ek moet net hier so 'n bietjie skuif, ek kan nie lekker sien nie, daar is hy. Is julle daar? Kan ek maar lees? Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Okay. Want God het vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word vir ons, in wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geeslik is, geestelike dinge. Want die wat die vlees bedink, is die dood. Amen. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Sjoe. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie.
Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Kom al vir julle die Bybel asseblief. Ek wil julle met die Bybel lees, saam met ons. Hierso Sissa? OK. Ek wil sê julle moet graag saam met my lees, hoor. Dit is nie my beplanning nie, dat ek gaan oopmaak. Moet ek vir jou aanlees? Lees vir ons daar asseblief. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan 'n erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik. Amen. Amen. Ja. Ek gaan aan by vers 5. Dis reg, dankie my man. Goed. So, wat hier gebeur is, sonde kan sonder die wet bestaan, maar sonder 'n maatstaf van reg en verkeerd kan ons nie oordeel wat sonde is en wat is wat nie. Verstaan julle wat ek sê? Amen. Okay. Vreemd genoeg werk reëls wat sekere dinge verbied, as daar reëls is wat sekere dinge verbied, dan jy's die drang om daardie oortredinge te begaan. So jy wil dit doen. Die probleem lê nie by die wet nie, maar by sonde. Die wet stel sonde aan die kaak, daarmee besef ons dat ons dood is deur sonde. Ons kan nie werklik goed wees nie, al weet ons wat die goeie is. So dit is wat hierdie skrif vir my sê vanmôre oor sonde. Kom ons lees Jakobus 4 vers 17. Ek gaan baie skrif aanhaal, dit is wat die Here vir my gegee het. Dit is amazing hoe die Here met 'n mens werk. Mense dink altyd, ek weet nie waar staan dit nie, ek weet nie waar sit in die Bybel nie, maar die Here werk met 'n mens. Amen. Amen. Goed. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Amen. Ons worstel met sonde in ons daaglikse lewe. Waarom is dit dan vir ons as kinders van die Here, die wat gered is, steeds moeilik om te worstel met sonde? Ons lees daar Romeine 8 vers 2 sê, wat ons net gelees het, van die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Amen. Amen. Dis die oplossing. Maak dit sin? Dit is die oplossing. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons vrymaak. Jesus het ons gered en ons oortredinge so ver van ons verwyder soos wat die ooste verwyder is van die weste. Psalm 103 vers 12. Dis vir my altyd so, daar's 'n lied wat ons ook sing, so 'n Engelse lied, baie mooi. As far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Amen. Ek glo die duiwel is skelm en hy's listig en hy wil ons as kinders van God vernietig. Dit is sy plan. 1 Petrus 5. Wees nigter, moet ek vir julle wag. Kan ek maar net lees. 1 Petrus 5. Laat ek die skrif verloor. Dis 1 Petrus 5. Gaan net geskies. Ek weet nie wat se vers. Wees nigter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop soos 'n brullende leeu
dankie, en soek wie hy kan verslind. Ja, dit is vers 8, nee. Dis in vers 9 ook. Hom moet julle teestaan. Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap. Om teenstaan. Ekskuus my plekhouers het uitgeval, dis hoekom ek nou so onbeholpe voorkom, jammer daaroor. Ja. Daai is vir my, is vir my baie kragtige skrif daai. Ek dink nie ons as gelowiges moet so wees nie. Soos weet, ons moet nie skelm en listig wees nie. Ons kan nie sonde verberg nie. Jy kan nie jou sonde verberg nie. Hoekom sê ek so? Want ons sal nie voorspoedig wees nie. Jy kan nie vir God wegsteek nie. Hy sien alles. Ek het 'n vriendin wat altyd vir my gesê het, sy sê, as jy vir die spieël staan, daai persoon wat vir jou terugkyk, kan nie vir jou lieg nie. Dis dieselfde, jy kan nie lieg vir God nie. Spreuke 28 vers 13. Sê hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Dis 'n definitief, jy sal barmhartigheid vind by die Here. So, hierdie gedeelte sê ons moet openlik ons sondes bely. Jy moet openlik jou sondes bely en vra dat God jou sal vergewe. Ek praat nie van myself, mense, ek praat regtig van myself ook hier. Nou, ek wil kom by, wat is sonde? Wat is die definisie? My lief, jy moet net vir my so lank ek preek. My selfoon is daarso. Okay. Die natuur van sonde verwyder die mens van God. Ons kan sonde as volg definieer. Ek lees dit in Engels. Sin is any failure to conform to the moral law of God in act, attitude or nature. Moet ek dit weer lees? Sin is any failure to conform to the moral law of God in act, attitude or nature. Sonde word hier gedefinieer tot verhouding met God en sy sedewet. Nou, ek het hierdie woord gaan soek, sedewet. Moral law. So sonde kan in kort beskryf word, ek het dit nou soos in leuke taal gaan probeer definieer. Om opstandig te wees teenoor God se wil. Jy rebel against God's will. Ongehoorsaamheid aan sy wette. Dis die fundamentele menslike toestand wat verlossing vereis. Die menslike toestand wat verlossing vereis. Kom ons lees Galasiërs 5 vers 24. Nou word ek nou my papiertjies. Daar was hy. Dankie tog. Daar's al maar een papiertjie. Okay. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ja. So, dis maar basies wat dit sê daar vir ons, net so. Ek dink nie dit het verduideliking nodig nie. Jy moet jou self kruisig. So ek sal nog uitbrei daar 'n bietjie oor. So daar is mense in die Bybel wat daarin kon slaag om hierdie sondige begeertes te beheer. Dis mense wat hulle fokus op God gerig het. So ons moet ons fokus op God rig.
Nou, daar's baie skrif, ek gaan miskien net so 1 of 2 doen, dan sal ek vir julle die ander gee, dan kan julle dit gaan self lees, anders raak dit my bietjie te lank. Jeremia 9 vers 23 tot 24. Jeremia 9, 23 tot 24. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek behaal, spreek die Here. Daniël 11 vers 32, Daniël 11, en die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery of afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal hy vashou en optree. Is dit nie mooi nie? Amen. Dan kan julle gaan lees daar in Johannes 17 vers 3, Hebreërs 12 vers 11, Hebreërs 12 vers 1 tot 3. So ons moet die Here ten volle vertrou, en ons vleeslike daagliks kruisig, sodat ons nie sal struikel om sonde te doen nie. Dit is nie altyd maklik nie. Maar daarom moet ons die Here vertrou. Ons moet net. Ons het nie, want wat is sonde? Die sonde loop uit op die dood. Reg? Nou dood, geestelik dood, want dit hou jou weg. Ek wil eintlik 'n illustrasie gebruik het van, as jy olie in water sit, if you put oil in water, it separates. Dis hoe ek sien sonde is. Dit kan nie meng nie. Die olie kan nie regtig met die water meng nie. Dit gaan altyd terug opstyg die olie en die water gaan onder wees. So dit is hoe ek sonde sien. Dit weerhou jou om na van God. Dit verwyder jou van God. Ons as kinders van die Here, daar is nog van ons wat sonde doen. Maar die Here kan dit verwyder. Amen. Galasiërs 2, ek gaan baie skrif, jammer julle, ek gaan nie jammer sê nie. Galasiërs 2 vers 20. Galatians 2 vers 20. Tjoh, dit is my mooi skrif hier. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Romeine 6. Ekskuus, dit nou weer is dit 6, ja. Romeine 6 vers 6 tot 8. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en as ons nie meer die sonde sou doen nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Dis waarvan ek net gepraat, ons sal saam met hom lewe. So ek wil nou gou vir julle 'n storie vertel van 'n man wat sy predikant gaan sien het. Hy was baie bekommerd oor die konflik wat in sy hart rondgedra het. En die man was baie lief vir God en hy wou graag gehoorsaam wees aan hom. Maar nou en dan het hy agtergekom dat hy aan God ongehoorsaam was. Het agtergekom dat hy nog steeds sonde doen, selfs al was hy nou 'n Christen. So, dit het hom verskriklik gepla. En hy het hierdie konflik binne in hom beskryf as 'n geveg tussen 2 honde. Dis asof ek 'n swart hond en 'n wit hond binne in my het. En die 2 is die hele tyd aan die beklei met mekaar.
Die swart hond het hy verduidelik verteenwoordig slegte dinge en ongehoorsaamheid aan God. Die wit hond verteenwoordig gehoorsaamheid aan God en goeie dinge. En nadat hy nou die storie vertel het aan die predikant, het die predikant gevra, watter hond is die een wat wen? Die man het 'n rukkie gedink en gesê, die een wat wen is die een wat hy kos gee. So, jy's dalk besig om een van die twee dinge te doen. Jy's of besig om jou gees te voed, of jy's besig om jou vlees te voed. Dis die een of die ander. God het ons geskape met 'n vrye wil. Ons kan besluit wat ons wil doen. Wanneer ons dit doen, hoe ons dit doen, né? Dit beteken, ons kan as gelowiges besluit of ons gehoorsaam gaan wees aan die leiding van die Heilige Gees. Maar ons kan ook besluit dat ons eerder gehoorsaam gaan wees aan die liste van die vlees. 2 Korintiërs 10 vers 1, baie lief vir Paulus. En ek self, Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus, ek wat in julle teenwoordigheid wel nederig is onder julle, maar in my afwesigheid moedig teenoor julle. Ek smeek dan dat as ek teenwoordig is, ek nie moedig hoef te wees met die vertroue waarmee ek meen om dit aan te durf teen sommige wat reken dat ons volgens die vlees wandel nie. Want terwyl ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid van Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Okay. So nou, my volgende punt is die vleeslike stryd en die wêreldse versoekinge. Is hy nou ene. So, ek was nou bietjie baie slim, ek het 'n bietjie gaan navorsing doen. Vleeslik, nou voel ek baie geleerd. Vleeslik is afkomstig van die Griekse woord sarkikos. Ek sarkiese kos. Sarkikos, ek weet nie vinnig, moet ek maar net vinnig sê, wat letterlik vleeslik beteken. Hierdie woord kom voor in die konteks van 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. Ons maar weer terug by Korintiërs. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met, 1 Korintiërs 3 vers 1, 2, 3. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. En julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, maar julle was nog nie daarin toe staat nie, en julle is nou nog nie daarin toe staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Nou hier praat Paulus met die lesers as broeders, nee? Ek dink hy het dit altyd gebruik, nee? Indien hy na ander Christene verwys het. Hy gaan dan voort om hulle as vleeslik te beskryf. Ons kom tot die slotsom dat Christene wel vleeslik kan wees. Die Bybel is absoluut duidelik daaroor dat niemand sonder sonde is nie. Nee? Kan ek as Christen in 'n tyd van mislukking en of rebellie vleeslik voorkom? Kan ons? Ja. Sal 'n ware Christen vleeslik bly? Nee. Want hoekom?
Want ons bely en ons strewe na heiligmaking, ons wil Jesus se voorbeeld volg, ons is in Christus, ja, 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Amen. So elke keer wanneer ek en jy sondig, tree ons vleeslik op. God verwag van ons as sy kinders om elke keer te kies om gehoorsaam te wees aan die leiding van die Heilige Gees. Hy vra dat ons berou het oor ons sonde en ons daarvan bekeer. Amen. Amen. Ja. Wat is die Griekse woord vir bekering? Metanoia. Is mooi, nee? Metanoia. Ek love dit, is 'n mooi woord. Dit beteken letterlik om anders te begin dink. As jy anders begin dink, gaan jy anders begin optree. Nou. Dit is dan ook geen wonder dat Paulus die volgende Romeine 12 vers 2 skryf nie. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, Amen. maar verander word deur die vernuwing van julle denke. Amen. Hierdie is 'n battlefield van 'n ander storie. Sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Sjoe. 1 Petrus 2 vers 11 tot 12. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike weg te hou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op die grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van versoekinge. So ons moet 'n voorbeeld wees. Ons moet ons goed gedra tussen die heidene. Die heidene is die onbekeerdes. Verstaan julle daai woord? Okay. Nou die terme vreemdelinge en bywoners was staatkundige uitdrukkings van die Romeinse regering. Nee? So sulke mense was nie burgers van die Romeinse ryk nie. Daarom het hulle byvoorbeeld geen eiendomsreg gehad nie. Petrus herinner gelowiges dat hierdie aarde nie ons ware tuiste is nie. In die woorde van Tertius, die wêreld is nie ons woning nie. Die wêreld is nie ons woning nie. Ons is vreemdelinge, we are strangers to this world. Maar ons is vreemdelinge op reis na ons ewige tuiste, die hemel. Halleluja, ek kan nie wag nie. Dis is ons in hierdie wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons moet egter waak dat die vleeslike begeertes ons nie oorweldig om sonde te doen nie. Romeine 12 vers 2. Weet jy of ek hom al gelees het nie? Het ek hom gelees? Okay, goed. Is net 'n rolling. 1 Johannes 2 vers 1. 1 Johannes 2 vers 1. Johannes 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So Johannes se stelling oor die sonde was daarop gemik om gelowiges bewus te maak van die, dis 'n groot woord, immerteenwoordige gevaar van sonde. Immerteenwoordige
Dis 'n verskriklike lang woord. Dis 'n mooi woord, nee. Immer teenwoordig. I don't know what that is in English. Ever present. Okay. Gevaar van sonde om hulle daarteen te waarsku. In die Griekse taal het die as vir iemand gesondig het, die bykomende betekenis van, en die veronderstelling is dat ons almal sondig. Maak dit sin wat ek vir julle nou gesê het? Of het nie sin gemaak het? So hierdie stelling is egter nie 'n gelate aanvaarding van ons status as sondaars nie. En daarom 'n aanmoediging om nie te sondig nie, maar 'n waarskuwing aan alle Dis nie 'n status as sondaars en daarom 'n aanmoediging om te sondig nie, maar 'n waarskuwing aan al die Christene om teen sondige neigings te waak. Jakobus 1 vers 13 sê duidelik dat as iemand in die versoeking kom, dat ons nie kan sê dat ons deur God versoek word nie. Hy sê daar, net so. Laat niemand as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie deur die kwaad versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Hy versoek niemand nie. Dis jy jouself. Jy is stupid. Jy doen irrasionele dinge en dit lei tot dwaasheid. Wanneer ons wrogings swaar kry in hierdie lewe, kan ons nie die Here vra, hoekom het U dit aan my gedoen nie? En waarom het U dit toegelaat? Doen ons dit nie baie nie? Ons kan nie die Here blameer vir slegte dinge wat met ons gebeur nie. God is nie 'n bewerking van lyding nie. Soek eerder die ware rede, jou eie wangedrag of iemand anders se wangedrag wat jou afbring, wat jou maak dat jy sonde doen. Of die gebrokenheid van hierdie wêreld. Ons baie gebrokenheid in hierdie wêreld. Ons kan begin dit noem, maar ek gaan nie, dit gaan my lank vat. Die Here het nie gesê dat ons nie sonder enige lyding of uitdagings of selfs verdrukkinge gaan wees nie. Paulus' ontberings wat hy op die lyf geloop het in die verkondiging van die evangelie was, hy sê dit hier, in Korintiërs 4, vers 11 tot 13. Tot op hierdie uur ly ons honger en dors. Is ons naak en word geslaan. En swerwe ons rond. En swoeg ons deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel. Ons seën word ons vervolg, ons verdra dit. Word ons belaster, ons troos. Soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. 2 Korintiërs 11 vers 24. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 goue op een na. 2 Korintiërs 12 vers 10. Daarom het ek behaag in swakhede en mishandelinge en noode en vervolging en benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Hierdie is my skrif, julle, dit is wat my deurgedra het. Al hierdie jare na my dogter se dood. Of eintlik na die skietery. Hierdie is, dit is wat my deurgedra het. Ten spyte van al hierdie lyding is daar egter dieper waarheid. God is goed vir sy skepsels. Amen. Amen. Ja, in Johannes 1 vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Amen. Amen. Ag, julle hoef nie, ek sal vir julle die skrifte gee na die tyd. Jakobus 1 vers 17. Hierdie is, ek weet nie, ek het dit nog nooit gelees nie, of ek het dit al gelees, maar vergeet. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. Amen.
van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skadu van omkering is nie. Sjoe, ons moet God vra vir hulp. God is die gewer van volmaakte gawe. Hy sal vir jou die nodige krag en strategie gee om jou leiding te dra. God se goeie gawes is die insigte, die oplossings en die selfbeheersing om reg op te tree. Hy is ons helper in hierdie gebroke wêreld. Is dit nie awesome om dit te weet nie? Hy is ons helper. Nie dalk, miskien nie, hy is. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Ons sal nie bo ons kragte versoek word nie, ons sal nie. Al voel dit so, ons sal nie. Die Here kom altyd deur vir ons. So Romeine 8, soos ons voorheen gelees het, help ons om te verstaan om deur die Gees te lewe. Hoe kan ek en jy hierdie vleeslike stryd en wêreldse begeertes en versoekinge oorkom? Ek gaan amper klaar maak. Punt A. Bid en selfrefleksie. Nou wat bedoel ek daarby by selfrefleksie? Bid gereeld vir krag, leiding van die Here en Heilige Gees en bid vir selfbeheersing. Dis waarvan ons nou gepraat het, selfbeheersing. Ek moes hierdie week rarig vir myself, ek moet selfbeheersing toegepas het. Bid en selfrefleksie. Selfrefleksie is daai van, wat doen ek nou? Waar is ek nou? Wat doen ek? Spreuke 25 vers 28 gaan oor begeertes. 'n Afgebreekte stad sonder muur, soos 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. As jy daai hele stuk gaan lees, jy kan jouself nie inhou nie. 1 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Daar is die skrif nou oor selfbeheersing. So, dankie Here, ek is stout. Ek sê vir myself, ek is stout baie keer. 2 Petrus 1 vers 5 tot 7. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg en by die deeg die kennis. En by die kennis die selfbeheersing. En by die selfbeheersing die lydsaamheid. En by die lydsaamheid die godsvrug. En by die godsvrug die broederliefde. En by die broederliefde die naaste liefde. Ek sal vir julle hierdie ander skrifte, daar's Galasiërs 5 vers 22 wat ook inpas by by bid en die Heilige Gees vra. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 23 sê, teen sulke dinge is die wet nie. Jakobus 1 vers 14 tot 15. Nou, dit is die oorsprong van versoekinge, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna is, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Amen. Nou, God is getrou in ons versoekinge, 2 Korintiërs 10 vers 13. Maar ons sal nie buite die maat roem nie, maar volgens die maat van die werking wat God as 'n maat toebedeel het om julle ook te bereik. Amen. Okay. Punt B. Studeer die woord. Mediteer op die woord. Nou, dis nie mediteer soos dit nie, asseblief julle, dis glad nie. En reflekteer op Bybelse leringe.
Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God, Lukas 4 vers 4. Amen. Nou 1 Johannes 2 vers 5. Maar elkeen wat sy woord bewaar in hom, het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Ons in hom is. Nou volgens die woordeboek is mediteer sinoniem met die woord pyns en oordink. Ons kan dit lees in Psalm. Julle kan gelees Psalm 143 vers 5. Ekskuus, my versie het afgesny op my notas. Ek dink aan die dae uit die voortyd. Ek pyn oor al die dade. Ja. Ek dink na oor die werke van die hande. Amen. Dankie broer. Is mooi, nee? Amen. Ek dink aan die dae uit die voortyd. Ek pyns oor al die dade. Goed. En dan Psalm 119, die langste psalm in die Bybel, nee? Wag, waar is dit nou? 119, 148. 148 sê, my oë is die nagwake voor om u woord te oordink. Amen. Amen. Dankie broer. Nou die Heilige Gees, jy moet die Heilige Gees vra om jou te lei met dit. Aanbidding. Punt C. Fokus op God se teenwoordigheid, sy krag. Openbaring 4 vers 11. U is waardig onze Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat u alle dinge geskep het, deur u wil het u alles ontstaan, is dit geskep. Ons fokus op sy heiligheid hier. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Buig in aanbidding voor die Here en sy glansryke heiligheid. Psalm 29 vers 2. Ek sal vir julle die skrifte stuur. Psalm 138 vers 5. Ons fokus op sy mag. Hulle sal sing oor wat die Here gedoen het, want die mag van die Here is groot. Amen. Nou, hoe kan ek nog waak om nie te sondig nie? Ek en jy. Hoe bevind ek myself op 'n plek waar ek God kan toelaat om my lewe oor te neem, en dat ek in sy wil bly? Wat moet ek doen? Wat moet ons doen? Nou, ek het 'n paar punte gaan skryf wat ek dink van toepassing is. Persoonlike dissipline. Amen. Ons moet gereeld selfondersoek doen en met ons gedagtes te ondersoek emosies en aksies. Jy moet dit gaan nou weer hand aan hand met punt A reflekteer op jouself. Verantwoordelikheid. Accountability. I love the English word accountability. It sounds so powerful. Verantwoordelikheid klink vir my 'n bietjie, die Engelse woord is net vir my mooier. Omring jouself met mense wat jou ondersteun, Amen. wat jou kan help. Dit is oké om mense te vra om jou te help. Kweek gesonde gewoontes. Prioritiseer fisiese, emosionele en verstandelike welstand. Jy moet na jouself kyk. Jy moet fisies na jou kyk, jy moet na die emosionele kyk en jy moet na jou verstandelike welstand kyk. Depressie, angs, vrese, al daai goed. Gemeenskap met medegelowiges. Amen. Raak betrokke by jou kerk. Dankie dat julle hier is vanmôre. En bou verhoudinge met medegelowiges vir bemoediging. So jy moet eintlik meer met kinders van die Here gesels en vriende raak met hulle. En ja, jy omring met mense wat ook dieselfde waardes het as jy. Mentorskap. Soek leiding by geestelike leiers of mentors.
Mense wat 'n pad met jou kan loop en saam jou kan bid. Quentin en sy is 'n goeie voorbeeld. Evert en Lorinda is 'n goeie voorbeeld. Ons ook. Ons moet so afhanklik raak van God. Ons moet op hom staat maak vir leiding en sterkte. Ons moet die Heilige Gees vra vir selfbeheersing, want dit is alwaaroor dit gaan, is selfbeheersing. En dan vergifnis. Vra die Here om jou te vergewe en vergewe ook ander wat jou te nagekom het. Want dit kan jou ook laat sondig. Hoekom sê ek so? Hoekom sê ek so, dink julle? Maak jou hart swaar. Maak jou hart swaar. Maak jou beswaar. Want dan maak dit jou blind vir dit wat die Here eintlik vir jou, wat sy wil vir jou is, vir jou lewe. Dis kom ek vra, waar bevind jy jouself? Ja, it removes you from God, ja. Vergifnis en dan volharding. Volhard in die geloof en geestelike groei daagliks. Dis 'n daaglikse ding wat jy moet doen. Dis 'n daaglikse verhouding wat jy moet bou met God, met Abba Vader, met Jesus, met die Heilige Gees. Ons kan sonde oorwin en die versoeking aanvegtinge van hierdie wêreld. Waar bevind jy jouself? Het jy alles neergelê vir Christus? Is jou fokus op jouself en jou eie begeertes en wat jy wil hê, soos 'n stout kind wat nie 'n sweetie kan kry nie? Gaan dit oor jou alleen? Ag, shame, kyk na my, sies tog, ek kry myself vreeslik jammer. Daar's oplossings vir dit. Ons moet ons gedagtes begin sit op die Here. Het jy jouself verwyder van die plek waar God jou wil hê? Baie goeie vraag. Het jy God se stem verdoof in jou lewe? Jy weet hy praat met jou. Jy sal weet wanneer die Here praat met jou. Amen. Ja? So, is jou hart so verhard en het jy jou eerste liefde verloor of verlaat? So leef jy lewe vir Christus. Ek vra dit vir myself. Het jy twyfel in jou hart of jy werklik gered is? Dis 'n vraag wat ek vir die mense hier buite ook vra, hoor. Het jy so gelieg vir jouself en die Here dat jy voel, jy kan nie terugkeer nie? Ek vra, wil jy vandag opnuut jou hart weer vir die Here gee nie? Wil jy nie weer terugkom na jou eerste liefde nie? Laat staan die wêreldse dinge, want die tyd raak min mense. Dis hoekom die Here hierdie woord op my hart gelê het oor sonde en die versoekinge van die wêreld. Laat staan die eie ek, laat Christus weer jou eerste liefde word. Maak jou hart oop vir hom. En ons het daai liedjie gesing. Jos het daai liedjie gesing. Secret must holy place. Hy staan met oop arms en wag vir jou. Nou Romeine 8 vers 31 tot 39 en ek lees en dan sluit ons af. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Amen. Wie is die wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja. Meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Amen. Maar, daar's 'n maar, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Amen.
Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Amen. 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 Beautiful. Niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Net onsself. Net onsself. So, ek dink ons moet almal bietjie gaan introspeksie doen van ons harte en waar ons onsself bevind en eerlik met onsself wees. En ons moet gaan kyk na ons lewens. En ons moet net 'n paar dingetjies gaan verander in ons lewe om ons net weer op die plek te bring waar God ons wil hê en wil gebruik. Want ek dink ons tyd ek dink Jesus se koms is nader as wat ons dink. Amen. Amen. En ons moet sy woord gaan verkondig. Daar buite, ons moet mense vertel van Jesus. En as ons sien mense sondig en ons sien mense doen dinge verkeerd, moet ons in liefde met hulle praat. In liefde met ons hulle inneem en met liefde moet ons hulle aanspreek. Want ons kan nie met hierdie wêreldse dinge meer voortgaan nie. As ons weet ons doen verkeerd, as ons weet ons doen dinge nie reg in die oë van die Here nie. En ek praat van myself ook. Ek is 'n swakkeling partykeer. Maar ek dink dan aan daai woord, wanneer ek swak is ek sterk. Jesus is daar vir ons. Die Heilige Gees is daar vir ons. Maar ons moet 'n keuse maak vandag, 'n besluit neem. My man is baie moeg. So ek wil afsluit met 'n gebed en ek wil net vra as daar enige een is van julle wat vanmôre regtig gebed nodig het. Kan enige iets wees, dan kan ons na die tyd gaan vir julle bid. Amen. Kom ons sluit die oë julle. Jesus, ons kom vanmôre na U toe en ons sê vir U dankie vir U teenwoordigheid, U Heilige Gees se soete teenwoordigheid vanmôre, Vader. Ons kom met dankbare harte na U toe en ons sê vir U dankie dat U seun gestuur het vir ons om aan die kruis te sterf vir ons sondes, sodat ons die ewige lewe kan beerwe, sodat ons nie verlore sal gaan nie. Maar Here, daar is 'n maar aan dit dat ons moet ons sondes bely en ons moet onsself bekeer, Vader. Dit is waarvoor U seun gestuur het. Here, laat U woorde werklikheid word in ons harte en ons lewe, Vader. Laat ons so 'n lewe lewe dat dit net vir U is. Dat die wêreldse dinge sal verdwyn. Dat ons fokus op U gerig sal bly, Here. Dat ons fokus op U gerig sal wees. Nie op die wêreldse dinge nie. En ons hoor van oorlog en ons hoor van baie dinge, Here. Maar ons oë bly op U gefestig, Here. Laat ons vir U dat ons vir ons mense kan bid, Vader. Dat ons vir hierdie land kan bid. Dat ons vir die gebrokenes kan bid en die verlorenes kan bid, Vader. Ons het nog die voorreg, Here, om hier te kan staan en openlik U te kan aanbid. Daar's lande waar die Christene vervolg word. Daar's lande waar die Bybels, hulle net 'n stukkie Bybel kry en dit leer en dan dit weggooi want hulle word vervolg, Here. Ons is bevoorreg om 'n Bybel te kan neem en nog die Bybel te kan lees. Ons het gemaklik geword, Vader. Help ons, Here, dat ons werklik weer terug sal kom na U toe. Verander ons harde harte en sagte vleeslike harte, Vader. Dat ons ontvanklik sal wees vir U wil. En dat ons nie sal wegdwaal van U woord af nie, Vader. Dankie vir die geleentheid wat ek kon gehad het om vanmôre met die geliefdes in Jesus te kan praat, Here, en dit wat U op my hart kom lê, dankie, Here, dat ek dit kon uitdra vanmôre. Seën die finansies, Vader, seën elkeen se harte, Vader, en Here, ons loof en ons prys, ons sê dankie vir soveel dinge, Vader, ons is dankbare harte vanmôre, Vader. Ons loof U,
Ons prys U, ons sê vir U dankie. Amen en amen. Totsiens. Tot volgende keer. Wees geseënd.